Goeiemôre aan almal, ieder en elk vreemdeling of bekende hier so by ons kerk. Baie welkom by vandag se erediens. Ons prediker vandag is oom Loffie Skuman. Die meeste van julle behoort hom al te ken. Die wat hom nie ken nie, hy gaan vandag sy groot passie by die werk ook aan julle voorstel. En dan vandag se tema is daar soos op die bord. Daar is spesiale eredienste donderdag. Vir die wat vroeg uit die vere is en baie moet regkry, is daar 'n diens om 7:00 en vir almal wat 'n bietjie rustiger is daar 'n diens om 9:00 en dan die oujaarsdiens is die 31ste om 6:00 die aand. So na al die seevakansie vir die ouens wat hier op vakansie is, het ons 'n oujaarsdiens. Die gelukwense dieselfde as vorige week. Ek dink dis baie onregverdig dat hier nie KitKats in Desember is nie. So ek beloof ek gaan met Tertius praat as hy terugkom dat hy 'n baie lang verjaarsdaglys het. So die wat verlede week verjaar het, die wat volgende week verjaar, onthou asseblief julle KitKats lê en wag vir Januarie. So maak 'n plekkie daarvan voor julle te veel eet. Dan is daar voorbidding vir Stoffel en vir Katelyn en dan ook vir ons werkers, Sanelle en Kate, wat hulle dogter of kleindogter hier verloor het. Ons het die langtermyn siekes, dieselfde lys daar, wat julle in julle gebede kan opdra. Dan is dit my groot voorreg om oom Loffie voor te stel, en hy sal die diens verder lei. Goeiemôre gemeente. Kan julle my hoor daar agter? Klink nie so nie. Ja. Ek het my verbeel ek het om Michelle ergens te sien vanoggend. Mis ek. Dankie. Ek het nou onlangs teruggekom van Nigerië, was so 2 weke terug daar gewees. En voordat ek 'n bietjie vertel van ons sendingwerk, wat interessant was in Nigerië, dis 'n baie gevaarlike land. En elke keer as ek daar in 'n huurmotor of 'n taxi geklim het die drywer vir my 'n vorm gegee om in te vul. En dan moes ek die vorm invul, dat amper soos ek in die army was. Naam, bloedgroep en my vrou Stella se telefoonnommer. En ek het elke keer gewonder, maar joh, wat gaan nou gebeur? En agterna dan besef mens net, as jy dit oorleef, het die Here nog baie werk vir jou. So, en ek het vanoggend met iemand na agterop getuig, dat die een woord wat nie in die Bybel is nie, is aftrede. So, ek is vir die Here baie dankbaar vir al die geleenthede wat ek kry om te kan getuig. Nou daar in 2 Petrus staan, wees altyd gereed om te antwoord oor die lewende hoop wat in jou is. So party mense sê, ek getuig my woorde, ander mense sê, ag ek getuig maar net deur 'n goeie mens te wees. Maar ergens gaan iemand vir jou vra, hoekom word jy nie kwaad nie? Hoekom vergeld jy nie iemand nie? Dan moet jy reg wees om te sê, maar dis Jesus wat my nuut gemaak het. En daarom sê in Jesaja, maak sy dade onder al die volke bekend, laat al die nasies hoor wat ek vir julle gedoen het. Hy het gekom sodat die ander nasies God se verheerlik. So dis nie net vir ons bedoel nie, die evangelie is vir almal bedoel, ook in Kerstyd. As mens in die Midde-Ooste kom, dan is dit so hartseer as mens daar in Afghanistan en Iran kom, dan sien jy nie kersliggies nie. En hier by ons het ons al die kersversiering, so ons is regtig bevoorreg deur die Here. Ek moet hierdie klikker in die hande kry. Goed, net 'n bietjie deel oor my werk by die hawe. Ek is elke dag op die hawe in die oggende, en dan is dit my voorreg om elke halfuur of 'n uur op 'n ander skip te kom, en dan deel ek die evangelie met die Chinese, en dan met die Russe, en dan met die Filippyne, en dan met die verskillende nasies. So die Here bring die sendingveld na my toe. Ek hoef nie na hulle toe te gaan nie, so wanneer ek vir hulle Bybels gee, dan weet ek dit gaan na die eilande toe, reg oor die hele wêreld. En dan het ons verskillende bedieninge daar. So my vrou sê ek moet nie kla oor die trappe nie, dis baie goeie oefening vir my. Sommige mense sal dink as mens in jou 70's is, dan is dit gevaarlik, maar mens moet net nie hoogtevrees hê nie.
Dis hoe dit van bo af lyk. Goed, ons gee vir die seemanne 'n pakkie in Kerstydperk. Hierso is 'n voorbeeld hiervoor. En van die gemeentes maak vir ons hierdie pakkies op met 'n skeermes en met 'n beanie en met 'n serp en skeerroom ensovoorts. So ons gee vir elke seeman hierdie Kerstydperk gee ons so 'n pakkie. Net die dag voor Kersfees doen ons so 20 skepe met 20 seemanne. So net op daai een dag dan deel ons 400 van hierdie serpe uit waarmee ek die evangelie ook in die seemanne verduidelik met hierdie boodskapie van kaartjies wat ons vir hulle evangelie mee verduidelik. 1040 venster, daar waar die minste mense woon wat vir Jesus ken, maar tog die meeste mense op aarde, die grootste bevolkingsgroep is daar. So is juist na hulle wat ons uitreik. Ek was onlangs ook 'n uitreik gaan doen in België. In België het ek nou laas Sondag gesê, as iemand 'n traktaatjie gee, gee hom vir jou terug, en dan sê hulle, ek het nie God nodig nie, ek het genoeg geld. Maar aan die ander kant, dan het ons hulle direk gevra, is jy al wedergebore? En op daai manier kon ons reguit vir die mense vra, hoe staan hulle met die Here? Ek kon net daai ding nader bring. Goed, in ander lande, in Afrika gaan so elke kwartaal hier in Afrika op, deel ons hierdie Solar Bybeltjies uit. Die hele Bybel is daar op en hulle kan luister, want dit help nie gee vir hom harde Bybel nie, hulle is net oprook soos 'n zol. So, op die agterkant is daar 'n sonpaneel, en dan deel ons dit uit vir mense wat nie kan lees nie. Ook met 'n lig vir sommige gemeentes. In Nigerië is daar 512 verskillende tale in die land, maar daar's 200 wat glad nie 'n skrifdeel in hulle eie taal het nie. Die Christene daar is vreesloos. Ten spyte van al die moslems wat die Christene doodmaak, hulle het al 200 dorpies in die noorde oorgeneem en verskriklik baie Christene doodgemaak, maar die Christene daar is vreesloos. Ek het saam met 'n man gewerk, hier is ek saam met Johan, wat 'n speaker op die bakkie se dak het, en dan stop ons voor die winkeltjies, en dan speel hy die evangelie kliphard die Bybel, en dan vra ek van wat nou? Hy sê nee, nou wag ons vir die moslems na ons toe te kom, en dan gesels ons met hulle. Verskillende vervoermiddels daar. Langs die pad pomp hulle die bande op. Hier het ek die evangelie in 'n kerkie kon deel, en so by hierdie klein winkeltjies het ons van hierdie Solar Bybeltjies uitgedeel al langs die pad. Dis maar hulle winkelsentrums. Hulle is baie bly om die evangelie te ontvang. Ek gaan net vinnig hier deur. Gebou het nou nie eintlik 'n bouinspekteur nodig nie. Die etes wat mens langs die pad kry is of 'n bees se kop, of sy stert, of sy bene, of afval. So ek het maar hoender geëet, en by die huis gekom, toe sê ek vir my vrou, vir 'n maand wil ek nie hoender hê nie, ek wil groente hê. Sy was baie verbaas. Goed, verlede jaar 'n paar keer in Kenia gewees. Daar gebruik ons klein vliegtuigies net om oor die woestyn te kom en die evangelie te bring aan die mense in die woestyn wat met bokke rondtrek. Hulle leef in die woestyn, hulle kom nooit by skole uit nie, so hulle kan glad nie lees nie. So vir hulle is hierdie die enigste manier wat hulle die evangelie kry. Ja, ek kry baie ervarings wat julle nie het nie, so ek sê vir die Here baie dankie daarvoor. Dit is Kenia, daar kan julle sien hoe leef die mense in riethuise soos die Boesmans. Hulle het geen bakstene of sinkplate of niks nie, en hulle trek so rond, en daarom is die evangelie op hierdie manier enigste manier wat hulle ooit gaan hoor. Grootste plakkerskamp in Kenia, daar is so 2 miljoen mense in daai plakkerskamp. Daar is 'n kerk binne in die plakkerskamp. Hulle stuur self Christene sendlinge uit na Ethiopië toe. Doen waterprojekte. Ek wil net vinnig kom. Ons leer vir hulle om Bybelstudiegroepe te maak, om klein selgroepies te maak, en dan nie net te luister nie, maar dit te bespreek en toe te pas in hulle eie lewens. In Tanzanië
het ek met 'n kombi gery, tot die kombi nie meer kon verder ry nie, toe is ons daar in die plattelandse gebied in, en toe is ek agter op 'n motorfiets. So, julle kan sien, die Here gee vir my baie ervarings, en oral is daar geleenthede om evangelie te verduidelik. Ethiopië, dis hulle alfabet, meer as 26 letters, en hulle kry ook die evangelie met al daai letters in die alfabet. By elke kerk in Kenia is daar byekorwe. Toe vra ek vir hulle, hoekom is daar byekorwe by elke kerk? Toe sê hulle vir my, oh, that's a pastor's salary. So ek het ook nog 27 korwe by Ginkendlowe. In Frankryk elke jaar, die afgelope 10 jaar, vat ons groepe, ek vat meestal studente saam met my, dan deel ons pakkies met die evangelie uit in elke huisgesin in die platteland, en die klein dorpies wat mens sien by Tour de France, so ons gaan na die plattelandse dorpies, en ons sit 'n pakkie met die evangelie en literatuur in elke posbus, omdat die mense in Frankryk is humaniste, ons moet nie net vir hulle leer rugby speel nie, ons moet ook weer vir hulle die evangelie terugvat. Selfs die kinders het my gehelp. Ons gebruik die misse, wat ek laasweek verduidelik het met die kleure, en as die vrouens vir ons wil help om te brei, is hulle baie welkom, baie dankie. Kom ons gaan oor om te sing, en ek wil tog vir julle vra om vir ons voorbereiding te doen vir al ons uitreike. Ek sal in die toekoms vir Louis laat in kennis stel van elke uitreik. So, ek kan nie op 'n uitreik gaan sonder mense het agterna vir my bid nie. Toe ons in die weermag was, elke keer dat ons op die grens was, het hulle vir my gesê, daar's 20 ouens in Pretoria, wat sorg vir die brandstof en die ammunisie en die kos en alles. So elke keer as ek op 'n uitreik gaan, is daar mense wat agter is wat vir ons voorbereiding doen. So by voorbaat, baie dankie. Kan jy die ding uitkom? Kom ons sing lekker saam.
Ek dink dit terwyl Michelle besig is om te soek, wil ons as gemeente net vir Michelle baie dankie sê dat sy ons kom uithelp hier na vakansietyd terwyl Kobus 'n regvolle ruskansie kry. So Michelle, baie dankie en baie welkom. Roll
Simeon en Anna het God geprys en gesê, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan, volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het vir die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Ja, maar Vader, dankie dat ons in hierdie Kerstydperk en Adventtyd by mekaar kan kom, met ons kinders en ons kleinkinders, en vir al die eer kan toebring, want 'n kind, 'n koning is gebore, 'n verlosser. Here, dankie dat ons dit mag vier. Dankie Here, dat ons Kersvreugde mag hê. Dankie dat ons kan sekerheid hê van ons eindbestemming. Dankie dat ons kan seker wees ons is gered. Want die woord sê, hy wat Christus het, het die lewe. Wie Christus nie het nie die lewe nie. En hy sê in die woord, hierdie is geskrywe dat ons seker kan weet, ons het die ewige lewe. Dankie Here, dat iemand net gebore is, en dis die einde nie. Maar teen die kruis gesterf het, opgestaan het, opgevaar het, regeer, vir ons elkeen 'n plek voorberei. Ons eer u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing is in Kolossense 1. Dankie, sy is goed met tegnologie. Vers 24 tot 29. Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur. Want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die opdrag wat God my gegee het, om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om hulle bekend te maak, hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons, deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in, en beywer ek my met die krag wat hy gegee het, wat kragtig in my werk. Vers 26, dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om hulle bekend te maak, hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is Christus in julle. Dit is sover ons skriflesing. Kersfees vier ons die koms van Jesus Christus as enigste verlosser. En die van die oumas en oupas wat nou onlangs Kerskonserte by die skole bygewoon het, weet dat soms, dan is daar glips, maar die een kindjie sê, maar daar is nie plek in die herberg nie, dan sal 'n ander kind sy hand opsteek en sê, maar hy kan by my kom bly, en dan lag ons daaroor, en dan vergeet ons daarvan, maar ons vergeet altyd dat die groot boodskap is, dat die herder sê, God het vir ons hierdie wonderlike geskenk gegee. Nou volgens ons tema wonder ons, maar wat is die geskenk? Wat is 'n Kersvader se sak? Wonder die kinders altyd. Hier is nou 2 Kersvaders wat ek gemaak het met 'n sak op. En dan wonder die kinders altyd, hierdie Kersvader wat nou by Pick n Pay en by Checkers en al die plekke staan, wat is in daai groot sak? Want hierdie Kersvaders in die winkels, hulle sit daar op 'n groot stoel, en dan het hulle nou 'n sak daar, en dan wonder die kinders altyd, maar wat is in daai sak? Wat gaan hy vir ons gee? En wat is die geheim? En dan vra hierdie Kersvaders in die winkels altyd vir die kinders, was jy soet hierdie jaar? En die bedoeling daarmee is, dat as die kind soet was, dan sy veronderstel om 'n persent te kry, en dan weet ek nie, wat sê die Kersvader, sê die kind sê, hy was nie soet geweest nie, en dan dink mense altyd, maar jy word beloon, as jy 'n goeie kind was, om 'n persent te kry. En in die kerk werk het anderste. Job het ook gedink, as mens goed lewe, word jy geseën, en as jy iets verkeerd gedoen het, dan word jy gestraf. En dan kom Jesus in die Nuwe Testament en sê, maar daar's nie 'n verband tussen sonde en siekte nie. God straf nie tit vir tat nie. Dit werk net nie so nie. God bly 'n God van liefde. Nou,
kinders assosieer altyd Kersvader met God, en mens kan dit net nie doen in hierdie tyd nie, want God is soveel groter as die Kersvader wat ons in die winkel sien. En sy beloning of sy geskenk hang nie af hoe goed ek is nie. God is onveranderlik, hy bly 'n liefdevolle, heilige, alomteenwoordige God, ongeag hoe ek optree, anderste as wat die Kersvaders vir ons leer. Nou, as mens dink na 'n Kersvader, dan wil ek hê die grootouers, die oumas en die oupas met hierdie Kerstydperk, dit moet hulle kinders en kleinkinders bespreek, want dit is 'n wonderlike geleentheid om die evangelie oor te dra aan jou kinders en jou kleinkinders. Nou, hierdie Kersvader gedagte kom uit Nederland, wat hulle destyds gespraat het van die heilige Nicolaas of Sint Claus, en hy het altyd geskenke uitgedeel, en dan ken mens nou die geskiedenis van die sak wat by die venster uitgehang het. Nou wonder mens maar, hoekom is die Here soveel beter as Kersvader? Want die kinders dink altyd, God moet soos Kersvader wees. Hy is die een wat vir my moet geskenke bring, wat vir my moet iets gee, of ek nou goed of sleg was. Nou, vir die kinders onthaalwe, en vir die oumas en oupas wil ek dit gou opsom. Kersvader wat in Noordpool lewe, kan ons vir die mense net sê, maar Jesus is oralster. Hy is Emmanuel, God met ons. Kersvader wat net eenmal 'n jaar kom, Jesus is altyd by ons. Hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sê dan Filippense 4, my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid. Kersvader sê ons kom deur 'n skoorsteen, ons sê nee, Jesus staan by die deur en hy klop in jou hart. So ons kan al hierdie beelde gebruik om vir ons kinders en ons kleinkinders die evangelie te gee. Jy moet in 'n tou staan om Kersvader by Pick n Pay te sien, maar Jesus is altyd daar en hy klop elke dag in jou hart. Hy sê, roep my aan die dag van benoudheid, ek sal jou hoor en jy sal my vereer. Soms dink ons maar, mens moet net Kersvader op sy skoot sit. Ons sê, maar die Here sê, ek hou jou vas in my hand en niks en niemand kan jou uit my hand uitruk nie. Kersvader ken jou naam nie. Jesus sê, maar ken jou naam is op my handpalms gegraveer. Ek kyk elke dag daarna, ek dink elke dag aan jou, ek is besorg elke dag oor jou. Hy sê, ek ken jou nog voor jy gebore is, Psalm 139. Ons kyk na Kersvader wat net kan sê, hou, en nie enige behoefte het om te luister na jou probleme of jou siekte of wat ook al met jou lewe verkeerd gaan nie. Maar Jesus sê weer, werp al julle bekommernis op my. Wees oor niks bekommerd en bring al julle behoeftes na my toe, gebed, smeking en danksegging, en God se vrede sal oor jou hart kom. Ons sê dikwels, dit gaan oor die speelgoed, maar die Here sê nee, ek kom om jou te genees, ek het gekom om jou met God te versoen. Kersvader gee net hierdie geskenke eenmal 'n jaar, terwyl Jesus gekom het om sy lewe te gee, dat ek die lewe kan hê. Nou, Kersfees word ons herinner aan God se groot geskenk. Nou die Jode het destyds uitgesien na die koms van Jesus. Hulle het gedink, maar ons gaan 'n eie land hê, ons gaan 'n eie volk hê, ons gaan 'n eie regering hê, en ons gaan ontslaaf wees van die Romeinse herinnering, of oorheersing. En dan kom in die Nuwe Testament, dan sê Paulus vir ons, maar wat is God se groot geskenk? Wat is in daai Kersvader se sak, as ons dink aan 'n Kersvader? Wat is God se groot geskenk? Wat behels sy geskenk wat hy vir ons gegee het? Want die hele Kerstyd praat ons oor God se geskenk, en besef mense nie altyd, maar wat behels die geskenk wat God vir my gegee het? Nou ons teksvers, Kolossense 1 vers 26 staan, sê Paulus, hierdie geheim wat geslagte lank geheim was, is nou geopenbaar. God het deur Jesus Christus vir ons hierdie geheim bekend kom maak. En dan sê hierdie geheim, hierdie geskenk is Jesus Christus. Dit is die geskenk wat God vir ons gee, wat die mense in die Ou Testament nie verstaan het, en wat hulle net gehoop het en verwagting gehad het, dat eendag in die toekoms, en nou met Kersfees, met Christus geboorte, en sê, maar hierdie inhoud is bekend gemaak, dis Jesus Christus. En dan sê hoofstuk 2, ek wil julle bemoedig om in liefde saam te leef, deur God se geheim te ken, deur God beter te leer ken. So God gee vir ons hierdie wonderlike geskenk, en die gedagte daarachter is dat ons God beter moet leer ken. Nie God wat daar ver is, wat die moslims dink, wat my net moet straf nie, maar God wat in my woon, wat by my is, deur Jesus Christus. Die engele sê, moenie vrees nie, hierdie is groot blydskap, vandag in die stad van Dawid gebore, die saligmaker wat Christus die Here is. Dan het hulle destyds gevra, maar wat
gaan van hierdie kindjie word? Wat gaan word van hierdie geskenk wat God vir ons gegee het? Ons ken sy familie, ons ken van Maria. En dan sê Johannes, maar God se liefde is aan ons geopenbaar. Dit is sy enigste seun in die wêreld gestuur het, dat ons met God versoen kan word. Dis die boodskap. So Jesus is deur God gestuur. En telkens in Johannes hoor ons, maar Jesus sê, ek het net my eie uitgekom nie, God het my gestuur. Dis nie my woorde wat ek spreek nie, ek spreek die woorde wat ek by God gehoor het. Ek doen nie my eie ding nie, ek doen wat God wil hê ek moet doen. Ek doen wat ek God sien doen. Dit hoor ons telkens in Johannes. Hy sê, ek spreek nie uit myself nie. Die Vader my gestuur het my gebod gegee, en dit is wat ek aan julle oordra. So Jesus openbaar God in ons. Dis die groot boodskap. God is nie daar ver onbekend nie. Jesus kom, dat ons God kan leer ken, in hierdie Kerstydperk. Hy sê, ek het die naam bekend gemaak, so die liefde wat hy in my bewys het, ook in hulle kan wees. So elke keer met Kersfees, dan moet ons vir ons kinders en ons kleinkinders sê, maar die hele boodskap van Kersfees is, dat ons God beter kan leer ken. Soveel mense deur al die eeue die Kersboodskap gehoor, die Jode het gehoor en Jesus verwerp. Hulle wou hom doodgemaak het, want hy het gesê, ek en die Vader is een. En dan kom Jesus en sê, maar ek het julle vriende genoem, want wat ek vir die Vader gehoor het ek julle bekend gemaak. Hy sê, as ons vir Jesus ken, sal ons vir God ken. Dit beteken, ek moet my stilte tyd hou, ek moet Bybel lees, ek moet bid, ek moet die Here wandel soos hier nog. Sommige mense hoor die boodskap van Kersfees keer op keer, sien al die mooi versierings, en tog verander dit nie hulle lewens nie. En die Here vra vir ons om 'n reaksie te hê. As ek 'n geskenk ontvang, wat staan hier op? A gift for you, geskenk vir jou, nee. Nou, toe ons klein was, my pa het gesê, as ek enigiets kry, behalwe sakdoeke en kouse, of my ma het gesê, as ek enigiets kan kry, behalwe 'n Pyrex bak, sal ek baie bly wees. Nou, as mens 'n geskenk ontvang, dan moet jy tog 'n reaksie toon. Wat maak ek met hierdie geskenk? Al was dit nou hoeveelste keer wat ek 'n das of sakdoek gekry het. En so verwag die Here ook van ons 'n reaksie op Kersfees. Hy sê, wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Ek sal hom lief hê. So wanneer ons met verwondering na die Kersgebeure kyk, dan verwag die Here van ons 'n reaksie, om gehoorsaam te wees, om hierdie wonderlike geskenk te aanvaar, en dan met dankbaarheid te lewe. En dan die groot ding van geskenke is, ons dink dikwels God moet net vir my seën, en ek kan bid die Here as dit goed gaan met my, as ek gesond is, as dit finansiëel met my goed gaan, maar dan aanbid ek die Here vir wat ek ontvang. En die Here vra vir my nie meer Here te aanbid vir wat ek ontvang van hom nie, maar vir wie hy is, God almagtig. So, verduidelik vir ons kinders en ons kleinkinders, dit gaan nie net oor geskenke wat ek ontvang om God daarvoor te dank nie, maar vir God te aanbid vir wie hy is, die heilige God, die alomteenwoordige God. God weet wat ons nodig het. Hy is soveel meer as 'n Kersvader, heilig, alomteenwoordig, liefdevol, regverdig. Iemand het opgesom met 'n klomp woorde van die eienskappe van God. Kan ons daai tweede video speel? Een man met de naam van Dr. S.M. Lockridge. Man praat vanaf, mooi. Iemand het vir hom gevra, who is the king? This king that you serve. Who is this king? En hy het gesê, let me explain to you who this king is. This king is explained in the Bible. And I'm going to quote everything I know about the king that I serve, my king. The Bible says, my king is the king of the Jews. He is the king of Israel. He is the king of righteousness. He is the king of the ages. He is the king of heaven. He is the king of glory. He is the king of kings, and he is the Lord of lords. That's my king. I wonder if you know him. My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He is enduringly strong. He is entirely sincere. He is eternally steadfast. He is immortally graceful. He is imperially powerful. I wonder if you know him. He is the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He is God's Son. He is a sinner's Savior. He is the centerpiece of civilization. He is unparalleled. He is unprecedented.
He is the loftiest idea in literature. He is the highest personality in philosophy. He is the fundamental doctrine of true theology, and he is the only one qualified to be an all-sufficient Savior. And I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He is available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleansed the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meager. I wonder if you know him. He is the key to knowledge. He is the wellspring of wisdom. He is the doorway of deliverance. He is the pathway of peace. He is the roadway of righteousness. He is the highway of holiness, and he is the gateway to glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous, and his yoke is easy, and his burden is light. I wish I could describe him to you, but he is indescribable. He is incomprehensible. He is irresistible. He is invincible. You can't get him out of your mind. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees, they couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave could not hold him. Yeah, that's my king. Baie dankie. Terwyl ons besig is net weer herinner vir ons kinders en ons kleinkinders. God is soveel groter as Kersvader. En hierdie wonderlike geskenk wil die Here hê ons moet dit aanvaar as God se geskenk, 'n koning wat gebore is. Ek het verlede week gesê ons moet hierdie uitnodigingskaartjies vir almal stuur na Kersete. Die grootste ete is die bruilofsfees in die lam. Wat ons vir mense moet sê, is jy gereed? Gaan nie saam met die tafel sit in die hemel. En daarom kan ons vir die mense sê, as mense vir my vra, wat het jy vir Kersfees ontvang? Kan ek vir hulle sê, die grootste geskenk wat ek ontvang het, is Jesus Christus. En daarom wil ek vir almal vertel daarvan. Ek wil dit uitlewe met dankbaarheid. Ek wil getuig daarvan. Want Jesus is die koning wat gebore is. Amen. Ja, my Vader, baie dankie vir die grootste geskenk, Jesus Christus. Dat ons deur Christus met God versoen mag word. Dat ons ook kan sê, Abba Vader, my God, dankie Here dat U my sondes vergewe, dat U nooit weer daaraan dink nie, dat ek elke dag U naam kan aanroep, dat ek kan uitsien na die hemel, dat ek kan sê, Maranatha, mag U vandag nog kom. Here, dankie vir al hierdie geleenthede wat ons kry met Kerstydperk, in die winkels, met die kassiere, met ons kinders, ons kleinkinders, almal wat ons teekom, dis wat ek kan sê, die rede vir Kersfees is Christus wat gebore is. Wil U ons oopmaak vir elke getuienis geleentheid in hierdie Kerstydperk? Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Dankie vir ons sanggroep. Hulle gaan eers 'n liedjie sing. Ja, hulle gaan eers sing en dan die video. Video kyk. Hierdie video gaan oor mense wat nog nooit gedoop is nie, maar die evangelie ontvang het. God so loved the world, He gave His Son to die. But the plan is hidden until we tell Kan julle hoor? why.
on thinking somebody else will go. While a world that's dying urgently needs to know, if we will lovingly compel, we'll storm the very gates of hell. Work to do before the night, so we'll go into the world, take his love into the world. He is calling you and me into the world. Be the Great Commission, go out and plant the seed. Laboring together, in time we will succeed. His love was meant for us to share to every people everywhere. Who will go? Go into the world, take his love into the world. The time is right, the fields are white. There's work to do before the night. So we'll go into the world, take his love into the world. He is calling you and me into the world. How will they hear that there's a God who loves them? How can the blind regain their sight? How can the lost find hope unless we tell them we are to be a salt and light? Look to the field, you'll see the harvest ready. Servants of God, we must obey. All of the world will know the Father loves them if we will only point the way. Go into the world, take his love into the world. The time is right, the fields are white. There's work to do before the night, so we'll go into the world, take his love into the world. He is calling you and me. Oh, he is calling you and me. Yes, he is calling you and me into the world. Take his love into the world. The time is right, the fields are white. There's work to do before the night. Go into the world, take his love into the world. He is calling you and me into the Staan gerus saam met ons. He
besef wat U moes ly, die kruis kom ons bevry, en wie sou besef wat U moes ly, die kruis kom ons bevry. Vir U wil ons kom neerbuig, U wil ons aanbid, U wil ons beheerder as ons Heer. Want U alleen is waardig, heilig en regverdig, U is so genadig, goed vir Mag julle hierdie Kersfees God se vrede ervaar, God se vreugde ervaar, God se vertroosting ervaar, God se versorging ervaar, God se voorsiening ervaar. Mag julle sy vergifnis aanvaar, die versoening met God, sy verlossing wat hy gebring het, sy verbintenis tot jou elke dag, dat jy kan volhard in tye van vervolging en so 'n seën word vir al die nasies. Amen. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here wys sy gesin na jou, mag hy jou vrede gee. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesin na jou, mag hy jou vrede gee. Baie dankie. Onthou, elke keer as jy iemand sê geseënde Kersfees, is dit 'n gebed wat jy 'n seën uitspreek oor daardie persoon. Seën, geseënde Kersfees vir elkeen van julle. Baie dankie.